Ek groet julle vriende. Ons luister vandag na die laaste hoofstuk van 2 Korintiërs, 2 Korintiërs hoofstuk 13. Dit is nou die derde keer dat ek na julle toe kom. Deur die getuienis van 2 of 3 getuies moet elke saak bewys word, sê die skrif. Aan die wat vroeër gesondig het en aan al die ander het ek voorheen toe ek by julle was gesê, en ek sê dit nou weer vooruit terwyl ek nie by julle is nie. As ek nou weer na julle toe kom, sal ek niks en niemand ontsien nie. Julle soek mos 'n bewys dat Christus deur my praat. Hy tree nie swak op teenoor julle nie, maar bewys sy krag onder julle. Want al is hy gekruisig in die swakheid van 'n mens, hy leef uit die krag van God. En in hom is ons ook swak, maar saam met hom sal ons uit die krag van God lewe. Dit sal julle sien. Stel julle self op die proef en ondersoek julle self of julle in die geloof lewe. Besef julle dan nie self dat Christus Jesus in julle is nie? So nie, het julle die toets nie deurstaan nie. Ek hoop dan julle weet dat ons wel die toets deurstaan het. Ons bid God dat julle niks verkeerds doen nie. Dit bid ons, nie dat dit as bewys moet dien dat ons die toets deurstaan het nie. Ons wil hê dat julle die goeie doen, selfs al sou dit lyk asof ons die toets nie deurstaan het nie. Ons vermag niks teen die waarheid van God nie, maar wel alles vir die waarheid. Ons is dus bly as ons swak is, as julle maar sterk is. Ons bid ook vir julle geestelike volwassenheid. Daarom skryf ek hierdie dinge terwyl ek nog van julle al weg is, want wanneer ek kom, wil ek nie met die gesag wat die Here aan my gegee het, streng teen julle optree nie. Met die gesag moet ek ophou, nie afbreek nie. Verder broers, wees bly, streef na die geestelike volwassenheid, aanvaar vermaning, wees eensgesind, leef in vrede, en die God van liefde en vrede sal by julle wees. Groet mekaar met die soen van Christelike broederskap. Almal wat aan die Here behoort, stuur vir julle groete. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Dit was 2 Korintiërs 13 uit die woord van die Here. Elke gelowige moet gereeld selfondersoek doen. Paulus sê, stel julle self op die proef. Met ander woorde, toets jouself. Waaroor gaan hierdie toets? Toets jouself om seker te maak dat jy in die geloof lewe. Toets jouself om seker te maak jy lewe soos iemand wat gered is en onder leiding van die Heilige Gees lewe. Toets jouself om seker te maak dat jy 'n ware gelowige is wat die Here Jesus volg. Hoekom moet ons dit doen? Want ons is sondaar mense wat afdwaal. Jesus het ons gered en vergewe, maar as ons nie in dankbaarheid begin om soos 'n kind van die Here te lewe nie, is ons nie ware gelowiges nie. Dit is dus baie belangrik om jou geloofslewe te ondersoek. Hoe lyk die lewe van 'n ware gelowige? In hierdie hoofstuk verwys Paulus na 'n paar eienskappe van iemand wat hierdie gelooftoets slaag. Dit is iemand wat bid. Hy bid vir homself en vir ander. Hy dank die Here, vra om vergifnis en verheerlik God in sy gebede. Hy het 'n persoonlike verhouding met sy hemelse Vader en wil daarom graag met hom kommunikeer. Dit is iemand wat die goeie doen en wegbly van wat verkeerd is. 1 Johannes 2 verse 3 tot 6 verduidelik dit so. As ons die gebooie van God gehoorsaam, weet ons daaraan dat ons hom ken. Iemand wat sê, ek ken hom, maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leienaar. Wie sy woord egter gehoorsaam, in hom het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Dit is iemand wat groei om al hoe meer geestelik volwasse te raak. Iemand wat daagliks daaraan werk om al hoe meer soos Jesus te wees. Iemand wat die geloofstoets slaag, verbly hom in die Here. Hy word hartseer, kwaad en moedeloos, maar in dit alles kan hy vol vreugde bly omdat hy naby die Here leef. 'n Ware gelowige erken dat hy sondig is. Hy luister na vermaning van ander gelowiges en hy bely sy sonde voor die Here.
en ware gelowiges is eensgesind. Dit beteken dieselfde dinge is vir hulle belangrik. Hulle werk almal na dieselfde doel en dit is om saam geestelik te groei en om tot eer van God te lewe. Daarom lewe hulle ook in vrede saam. Gaan toets jouself aan die woord van God. Lewe jy volgens God se voorskrifte? Wys jou lewe dat jy glo dat Jesus Christus jou verlosser, koning en Here is? 1 Johannes 1 vers 5 tot 6 sê, God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. As ons beweer dat ons aan hom deel het en ons lewe in die duisternis, lieg ons. As jy nie in die lig lewe nie, bekeer jou, bely jou sondes voor die Here en hy sal jou vergewe. Alle gelowiges struikel soms en dwaal af aan die Here se pad, maar ons kan vashou aan die Here se beloftes. Hy sal ons teruglei na die lig. Ons kan nie op ons eie die geloof toets slaag nie. Daarom gee God die Heilige Gees om in ons te woon, ons te lei en ons te leer. Onthou, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dankie vir die voorreg dat ons U mag aanbid, dat ons tot U mag bid. Dankie dat ons U as ons Vader mag aanspreek en dat U ons gebede verhoor deur die beste vir ons te gee. Dat U selfs meer gee as wat ons baie keer vra. Ons doen voorbidding vir U kerk. Ons vra dat U kerk sal vashou en sal bewaar. Ons vra dat U vir ons, U kerk, sal gebruik om die evangelie te verkondig en dat ons 'n voorbeeld vir die wêreld sal wees. Ons vra dat U ons daaglikse werk sal seën. Ons vra dat U vir ons geleenthede sal gee om te kan werk en dat ons deur ons daaglikse werk 'n verskil in U skepping en in ander mense se lewens sal maak. Ons vra dat U ook vir ons sal sorg en ons alles sal gee wat ons nodig het om ons werk te kan doen. Ons bid al die dinge deur U groot genade alleen. Amen.